Saam bid. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons so as gemeente kan saam wees en so lekker U kon aanbid vanmôre. Here, U is die enigste een aan wie ons kan vashou. Die enigste een, Here, wat saak maak. Here, U is eerste in plek in ons lewens en ons eer U vanmôre dat ons U kan ken. Vader, ek bid vir hierdie woord wat gebring word, dat dit ook sal wees tot U verheerliking. Dat ons U sal leer vanmôre en dit sal kan gaan toepas. En ons eer die Here dat ons dit kan doen. In Jesus naam. Amen. U kan nie sitplek neem, baie dankie. Ek het die boodskap wat ek voorberei het. Ek het 'n bietjie gesukkel met sy tema. Ek wou dit eers genoem het die hindernisse van geloof. Toe noem ek dit stappe van geloof om beter te kan werk. Maar ek is nog steeds nie seker dis die regte titel nie. So kom ons gaan en ons staan maar by die stappe om geloof te laat werk. My teksgedeelte is Markus 9 vers 14 tot 29. Ek gaan nie die hele stukkie lees nie. Maar dit gaan oor die verhaal waar Jesus se disippels nie 'n jong man kon genees nie. En waar hulle na Jesus toe gekom het, uiteindelik waar die man na hom toe gekom het en gesê, Here, as U ons kan help, asseblief. En die Here dan die kind genees. En die sleutelteks is vers 24 wat sê, en dadelik roep die vader van die kind uit met trane en sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Ek glo, kom my ongeloof te hulp. Hoeveel keer is dit nie net dat ons ook glo, maar tog in ons hart is daar altyd 'n bietjie van twyfel, 'n bietjie van, ek wonder, gaan dit werk? Of is dit net by my waar dit gebeur? Klink my, is net by my. Dan is ek by die verkeerde plek vanmôre. Daar's min dinge in 'n gelowige se lewe wat ons meer ontmoedig, is as ons bid, of glo, of wag, of hoop. En dit werk nie uit dadelik soos ons wil nie. Dis moeilik om in geloof te lewe. Die ou wat vir my sê dis maklik, moet asseblief volgende keer kom preek. Laat ons kan hoor hoe werk dit. Dis moeilik om altyd staande te bly. Maar die woord sê vir ons in Efesiërs 6, ons moet staande bly teen die liste van die duiwel. Ons het 'n vyand waarteen ons elke dag veg. En ons moet ons harte bewaar en seker maak. Baie keer bid ons vir genesing, maar dit kom nie. Baie keer bid ons vir 'n kind wat ver van die Here af lewe, en die kind se lewe draai nie terug na die Here toe nie. Of ons bid vir finansiële uitkoms, maar daar gebeur niks. Ons bly in die finansiële probleem. Of ons bid dat 'n deur moet oopgaan, maar dit lyk of al die deure gesluit bly. Het jy al so gevoel? Amen. Dan begin die vraag by jou hart opkom, hoekom werk my geloof nie? Hoekom werk my geloof nie? Party mense sê, jy het nie genoeg geloof nie. Ander mense sê weer, jy moet net harder glo. Weereens, 'n mens hou vas aan God se woord. Mense hou vas aan die Here. Hy is die een wat ons die geloof gee. Ons gaan nou daarby kom. Geloof is nie 'n formule nie. Geloof is nie 'n emosie nie. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie, sê Hebreërs 11 vers 1. Sien Karel maak so. Maak jy ook so. Die Bybelkollege studente moet hierdie versie ken. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Bybelse geloof is vertroue in God. Wie hy is, wat hy gesê het, wat hy beloof het, en wat hy in sy wysheid besluit het. Ons dien 'n lewende God. Hy is nie net maar daar nie, hy is 'n lewende God, hy is die God wat ons dien. Ons vraag vandag is nie dis bloot, hoe kry ek meer geloof sodat ek kan kry wat ek wil hê nie. Nee, die dieper vraag is, hoe kan ek God steeds vertrou wanneer ek nie verstaan wat gebeur of wat hy wil doen nie. Partykeer is ons daar,
waar ons nie verstaan nie. Partykeer moet ons vashou net aan God se beloftes. In die evangelie van volgens Markus 9 het ons hierdie vader ontmoet wat hierdie groot nood gehad het. Sy kind is getuister. Hy is aangeval en die disippels kon hom nie gehelp het nie. Maar die vader sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Daar's baie keer in my lewe waar ek staan en dit gaan so woes dat ek net kan sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Help my asseblief dat ek deur hierdie situasie kan kom. Gebed is vir alle gelowiges. Alle gelowiges. Hierdie tipe van gebed, Here, kom my ongeloof te hulp, is nie 'n verwerping van God nie, of 'n verwerping van jou geloof nie. Dis om vas te hou. Nou ek het 7 punte vanmôre. Nou ek weet die slim ouens sê jy moet net 3 punte in 'n preek hê, maar ek het 7. So, byt maar vas. My eerste punt is geloof werk nie as ons geloof as 'n formule of 'n krag beskou nie. Jy kan nie dink geloof is 'n krag of dit is maar net 'n emosie of 'n formule nie. Daar's teologie wat sê jy moet geloof in jou eie geloof hê. Dis onbybels. Jy moet geloof in God hê, sê die woord. Dit plaas die fokus, as jy sê ek moet geloof in my geloof hê, dan plaas dit die fokus op my, nie op God nie. Die fokus moet altyd op God wees. Die Bybel plaas nooit die fokus op die grootte van ons geloof nie, maar die belangrike vraag is, in wie is jou geloof? In wie glo jy? Want Matteus 17:20 sê, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan, daarnaartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Mosterdsaad. Markus 11 vers 22 en 23, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir jou, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jy in die see, en nie sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Ek moet geloof in God hê. Waar kry ek hierdie geloof? In sy woord, nê? Die punt van die mosterdsaad is nie dat ons geloof magiese krag het nie. Dit is nie magiese krag nie. Die punt is dat 'n klein geloof in 'n groot God werklik is. Die klein geloof in 'n groot God is sterker as 'n groot geloof met 'n verkeerde idee van God of 'n verkeerde idee van geloof. Klein geloof, mosterdsaadjie grootte in 'n groot God. Hebreërs 12 vers 2. Ek het nie die hele skrif hier nie, maar hy sê die oog gefestig op Jesus. Hy is die leidsman en volëinder van die geloof. Hy is die begin en die einde van ons geloof. Jesus sê, of Paulus sê in Romeine 12:3, sê hy, dat ons elkeen 'n mate van geloof ontvang, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Jesus is die begin van daai geloof, hy is die einde van daai geloof, en als tussenin. Hy versterk ons geloof, hy dra ons geloof. Hy bring ons geloof tot volwassenheid. Dis wat hy doen. Geloof is nie net om God te probeer dwing of te manipuleer nie. Ek dwing en manipuleer nie die Here deur te sê, maar ek het hierdie geloof en hy moet nou dit doen nie. Selfs al staan daai belofte in die Bybel, kan ek God nie probeer manipuleer nie. Ek kan net glo wat hy sê. Baie ouens neem dit en claim dit en vry dit. Hulle verklaar dinge volgens die woord, en hulle sê, maar dit sal gebeur en ek sal dit kry. Hulle neem dit en claim dit, en as hulle dit nou uiteindelik dink, hulle kry dit, dan vry hulle dit. Ware geloof sê ek, Here, U kan. Here, U is magtig. U is goed. U weet beter.
en ek onderwerp my aan u wil. Punt 2 is geloof lyk soms of dit nie werk nie, omdat ons begeerte nie altyd God se wil is nie. Baie keer dan doen ons dinge uit ons eie uit. Vat my eie lewe, baie keer dan doen ek 'n ding en dan na die tyd sê ek, Here, seën asseblief hierdie ding. Dit is verkeerd. Jy moet eers bid en eers seker wees, die Here gaan jou saak seën, voor jy dit aanpak. So ek het dit al baie geleer. So hierdie tweede waarheid is dat God sy hierdie gebed verhoor volgens sy wil. 1 Johannes 5 vers 14 sê, dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Die Here volgens sy wil, gaan hy ons verhoor. En hoe gouer ons dit dan verstaan, hoe makliker is dit. God is wys, heilig en volmaak. Hy sien wat ons nie sien nie. Hy sien wat ek en jy nie sien nie. Tweedens, hy ken die toekoms wat ek en jy nie ken nie. Hy weet wat môre gaan gebeur en ek en jy weet dit nie. Hy weet wat vir ons goed is, slegs as ons dit nie verstaan nie. Hy weet wat goed is vir ons. En dit is die geloof wat ons moet hê. Ons moet geloof in hierdie God hê wat hierdie dinge weet. Jesus selfs in die tuin van Getsemane bid in Matteus 26:39, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Dink aan daai verskriklike, ek sê baie min die woord verskriklike, maar daai verskriklike aanval op die Here in die tuin van Getsemane, waar hy moes sy knie buig en sê nie volgens my wil nie, maar volgens u wil. Jesus het nie opgehou bid nie. Hy het 3 keer gaan bid, hy het 3 keer gaan seker maak. Hy het ook nie minder geloof gehad nie. Hy het ook nie getwyfel en dis hoekom hy gaan bid het nie. Maar hy het sy hart voor die Vader gaan uitstort en hy het homself aan die Vader se wil onderwerp. Dis wat hy gaan doen nie. Hy het homself gaan onderwerp aan die Here. Ons mag dus sê, Here, genees ons asseblief. Ons mag sê, voorsien asseblief. Ons mag sê, herstel ons asseblief. Red my kind asseblief, Here. Voorsien finansiëel. Ons kan hierdie dinge bid, want ons gaan volgens God se wil kan bid. Here, u wil, nie my wil nie. U wil nie my wil nie. Jakobus 4 vers 3 waarsku, hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. As ons bid, waarvoor bid? As ek bid, ek gaan nie van jou praat nie, ek gaan van myself bid, baie keer, dan moet ek my gesindheid fokus op die Here. Want baie keer wil ek my eie wil bid, baie keer wil ek dinge hê wat ek wil hê, nie wat hy wil hê nie. Dis nie altyd lekker om te wil hê wat die Here wil hê nie. Dis nie altyd maklik nie. Soms vra ons iets wat nie reg is nie. Die motiewe is dus verkeerd. Jakobus sê om dit in julle welleste deur te bring. Ons wil dit verkeerd aanwend. Wanneer jy bid en die antwoord kom nie dadelik nie, vra dan, Here, is hierdie versoek wat ek rig volgens u wil? Vra ook, Here, is daar iets in my hart wat u wil verander? Iets in my lewe wat verander moet word? Of soek ek my eie eer en gemak? Of selfs, Here, leer my om u wil te wil hê? Dis die belangrikste ding. Dis nie 'n swak geloof om God se wil te soek nie. Dit is geloof. Punt nommer 3. Geloof word dikwels deur 'n wagtyd en beproewing gevorm. Ek sê altyd geloof word getoets. Geloof word getoets. Daar's baie keer, meeste van die kere, is daar 'n wagtyd van wanneer jy bid tot dit gebeur. Dit gebeur nie net sommer so nie. Partykeer doen dit, ja.
Maar meeste van die kere is dit 'n stryd waardeur ek en jy gaan en waaraan ons moet vashou aan die woord. Ons lewe in 'n wêreld van onmiddellikheid. Jy druk 'n knoppie en die antwoord moet daar wees. Of jy stuur 'n boodskap en jy moet dadelik die antwoord terugkry. Of jy bestel iets. Wat is daai goed wat jy bestel? Takealot. En dit moet dadelik afgelewer word. Dit is ons lewe in 'n wêreld van gemak en van haastigheid. Ons kan nie God onder daai kam skeer nie. Want hy doen dit op sy tyd en sy tyd is nooit te vroeg of te laat nie. God werk baie keer te stadig volgens ons berekening. Omdat hy dalk besig is om 'n dieper werk in ons te doen. Hy werk in jou, selfs in die tyd wanneer dit moeilik gaan. Selfs wanneer jy moet weet, ek hou my oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van my geloof. Selfs dan is hy besig met ons. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Hy sê, daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie onder allerlei beproef onder allerlei beproewinge, sodat jou beproefdheid van jou geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Verheug jou in jou geloof, sodat dit kan wees tot beproewing, lof, eer en heerlikheid, wanneer Christus kom. Dis wat my geloof moet skep. Die goud word deur die vuur gelouter, dit word nie deur die vuur gemaak nie. Die vuur louter hierdie goud. Net so louter omstandighede, my en jou geloof. As ons kan vasstaan en sê, Here, dit is wat die woord sê, dit is wat die belofte sê, ek bly staan, ek bly glo. Dan kan Abraham, God beloof hom 'n seun, wat die nasie sal vooruitbou. Maar Abraham moet wag. Ek dink hy wag 25 jaar. En toe 15 jaar. En op die einde toe die Here sê, maar okay, oor 'n jaar van nou af, gaan julle 'n kind hê, toe lag Sara hiervoor. Dink aan hulle. Dink aan Josef. Hy ontvang 'n droom dat hierdie gerwe voor hom buig en die son, maan en sterre buig voor hom en hy droom hierdie goed. As 'n jong man het hy 10 arrogant gewees daaroor en gewonder. Maar sy broers gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom as 'n slaaf. Hy land in die tronk in Egipte. Maar uiteindelik verlos God hom en hy maak hom tweede in bevel van Egipte. En deur hom voorsien die Here vir die wêreld uitkoms. Dink aan Dawid. As 'n jong man word hy as 'n koning gesalf. Maar omtrent sy hele eerste gedeelte van sy lewe moet hy vlug vir Saul wat hom wil doodmaak. Hy weet hy is die volgende koning, maar hy sien hierdie uittergende aanvalle elke liewe dag waar Saul hom wil doodmaak. En tog skryf hy die mooiste psalms in daai tyd. Ons wil dikwels sê God met die omstandighede vinniger verander. God is dikwels besig om iets te verander in ons. Omstandighede verander nie dadelik nie. Ons verander, soos die Here wil. As jy in 'n wagtyd op die oomblik is, moenie dink God het jou vergeet nie. Hy weet van jou. Jou naam is in sy handpalm uitgegrafeer. Onthou dit. Moenie moed opgee nie. Die wagtyd is nie noodwendig God se afwesigheid nie. Ons het 'n vyand waarmee ons te doen het. Dit is moontlik dat God jou in 'n vormingsskool gesit het en jy's besig om gevorm te word soos die Here jou wil hê. Vra nie net, Here, wanneer gaan hierdie situasie verander nie, maar vra ook, Here, wat wil U in my verander? Wat wil U my leer? Hoe kan ek my geloof verdiep, Here?
Die vierde punt is, geloof groei wanneer ons ongeloof eerlik na die Jesus toe bring. Arrogansie sê ek glo in alles en alles sal gebeur. Ek weet hoeveel van die geloof, teologie mense, daar's ouens wat so geglo het, en ek was op 'n stadium daar, so geglo het dat die Here iets gaan doen, dat hulle hulle kinders mediese behandeling ontsê het, want hulle glo God gaan hierdie kind genees. Vra vir Amber, ek en sy was ook daar, meer ek as sy. Totdat ek besef het, maar weet jy wat, die Here is soewerein. Hy is soewerein, hy is groot, en hy besluit. Die evangelie volgens Markus 9 het ons gesien in vers 22, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons, sê die Vader. Help ons asseblief, Here. Vers 23 sê Jesus vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dit maak dit is soveel belangriker, dat ons geloof moet ontwikkel. Dat ons moet weet, die Here is besig met ons geloof. Dan kom die antwoord in vers 24, sê die Vader, ek glo, Here, maar kom my ongeloof te hulp. Soms is die pad wat ons stap, net te moeilik. Dis dan wanneer ons moet sê, Here, ek glo, kom my ongeloof te hulp. Hierdie Vader leer ons dat geloof en worsteling soms in dieselfde hart kan wees. In dieselfde lewe, in dieselfde dag. 'n gelowige kan bang wees, maar steeds na Christus toe kom. Dis oké om bang te wees, en dis baie keer vrees ons dinge. Want dan kan ons dink aan Timoteus, wat is dit in Timoteus 2 vers 7 dink, wat sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis nie altyd maklik om dit net te glo nie, en net te doen nie. Baie keer is daar vrees in ons lewens, en ons moet ons daar sterk teen staan. 'n gelowige kan vra hê, maar steeds aan Christus vashou. Jy kan vir die Here vra, Here, hoekom hierdie ding? Verduidelik vir my, help vir my, leer vir my. En die Here sal uit sy woord, uit sal hy jou leer deur sy gees. 'n gelowige kan trane hê, maar steeds glo dat Jesus die antwoord is. Dis maar so. Baie keer ry ons deur die nag. Baie keer worstel ons met dinge. Ons het vanoggend toe om Piet vra, is daar iemand vir wie gebid moet word, of iemand wat in nood het, die meeste van ons hande opgegaan, waarvan ek een is. Maar God is in beheer. In die brief van Romeine 10 vers 17, sê die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geloof is deur die hoor van God se woord. Dit wat jy vanoggend hoor, skep geloof. Dit versterk geloof. Dit groei geloof. As geloof swak is, moet ons nie net bloot probeer om onsself op te werk deur emosies nie. Baie keer gaan dit rof. Ons moet na die woord terugkeer. Ons moet God se beloftes hoor. Ons moet gaan delf. Julle het my baie keer gehoor sê, die Nuwe Testament is God se testament, Jesus se testament aan my en jou. Leer hom. Bestudeer hom. Want dis waar die antwoorde lê. Dis die erfenis wat ons het. Ons moet God se beloftes hoor, ons moet Christus sien, soos hy homself in die skrif openbaar. En dis waarvoor ons die Heilige Gees dankbaar is. Hy is die een wat Jesus aan ons openbaar. Hy is die een wat ons herinner aan wat Jesus gesê het. Hy verheerlik Jesus in ons lewens. Wanneer jy twyfel, moenie jou geloof wegsteek nie. Sê, bid eerlik, Here, ek verstaan nie. Here, ek is bang. Here, ek is moeg. Ek sien nie die pad vorentoe nie. Here, ek kom na U toe.
Help my, ek glo my, help my ongeloof. Punt nommer 5. Geloof kan nie losgemaak word van gehoorsaamheid nie. Gehoorsaamheid is die vrug van geloof. Of ware geloof is die vrug van gehoorsaamheid. Ons word nie gered deur werke nie. Ons word gered deur genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, uit die woord van God alleen, tot God se eer alleen. Jakobus 2 vers 17 sê, net so is geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Jakobus sê nie ons word deur werke gered nie, maar hy sê dat ware geloof sigbaar word uit ons werke, uit 'n veranderde lewe. Uit 'n veranderde lewe groei en vloei werke, goeie werke. As iemand dus doelbewus in sonde volhard, of die woord van God ignoreer, of aan bitterheid vashou, onvergifnis koester, oneerlik lewe, dan kan verwag dat net 'n geestelike knoppie gedruk word. Hy is onder 'n dwaal. Hy moet homself gaan ondersoek. Die Here Jesus sê in die Evangelie volgens Johannes 14 vers 15 sê hy, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. So as jy, ons baie keer sê ons is lief vir die Here. Wat is dit? Hoe is jy lief vir die Here? Deur sy gebooie te bewaar. Wat is sy gebooie? Die Nuwe Testament onder andere, wat ek vir jou nou gesê het, leer hom, ken hom, leef hom. Gehoorsaamheid koop nie God se guns nie. Christus het reeds die prys betaal. Maar gehoorsaamheid wys dat ons hom werklik liefhet en vertrou. Gehoorsaamheid is baie keer moeilik. Want jy moet 'n ding doen wat jy nie seker is van nie. Iets wat vrees of bang maak. Maar jy moet seker wees, gehoorsaamheid, of weet dat gehoorsaamheid geloof opwek. Psalm 66 vers 18. As jy ongeregtigheid bedoel het in jou hart, sou die Here nie gehoor het nie. As jy ongeregtigheid bedoel in jou hart, as jy bid en die Here vertrou vir iets wat jy weet, omdat jy weet, dis nie reg nie, gaan die Here jou nie hoor nie. Hy gaan jou nie jou gebed beantwoord nie. Wanneer gebed onbeantwoord blyk, vra dan, Here, is daar sonde in my lewe? Toets jouself. Is daar iemand wat ek dalk nog moet vergewe? Is daar 'n stap van gehoorsaamheid wat ek uitstel? Is daar 'n gebied waar ek my eie wil bo God se wil in sy woord plaas? Johannes 1 vers 9 gee ons 'n belofte. Hy sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer daar 'n fout in my lewe is, moenie weghardloop van die Here af nie. Hardloop na hom toe. Want Adam en Eva het weggehardloop van die Here af. En het blare om hulle naaktheid gesit en gaan wegkruip in die tuin. In plaas dat hulle na die Here toe gehardloop en gesê, Here, ons is jammer. Ons het sonde gedoen. God se antwoord, punt 6, is soms anders as wat ons versoek. Ons bid vir goed en dit gebeur nie. Die 6de waarheid is dat God nie altyd gee wat ons vra nie, maar hy gee altyd wat in sy wysheid, wat hy weet ons nodig het en die beste vir ons is. Paulus het 'n ernstige beproewing gehad. Hy noem dit 'n doring in die vlees. Hy bid die Here 3 maal. En die Here antwoord hom die volgende, in 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.
Ek weet nie van julle nie, en miskien is dit nie heeltemal reg wat ek sê nie, maar partykeer los die Here 'n ding in 'n ou se lewe om jou nederig te hou. Daar's selfs 'n sonde wat hy in jou lewe los. Hy verlos jou nie van daai ding nie, om jou nederig te hou. Dis nie maklik nie. Want jy moet steeds 'n heilige lewe lewe. En jy versoek die Here, Here asseblief, haal hierdie ding uit my lewe uit. Soos Paulus, en dan sê die Here vir jou, my genade is vir jou genoeg. Sodat jy jou nie self hoogmoedig verklaar nie. God het nie vir Paulus se beproewing onmiddellik verwyder nie. Maar God het Paulus ook nie verlaat nie. Dit is belangrik om dit te onthou. Selfs in daai moeilike tye waardeur jy gaan, en nie uitkoms kry nie, is God by jou. Hy dra jou deur. Hy het genade aan hom gegee. Hy het krag aan hom gegee. Hy het sy teenwoordigheid aan hom gegee. Dis waarin Paulus gestap het. Hy skryf die meeste boeke in die Nuwe Testament. Soms sê God ja vir jou vrae. Soms sê hy nee. Soms sê hy wag. As hy nee sê, is dit nie 'n verwerping vir wat God jou mee verwerp nie. Hy sê net nee, want hy weet beter as ek en jy. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee. Romeine 8:32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Die Vader het Jesus laat sterf aan 'n kruis. Hoeveel te meer sal hy ons nie nou help nie, aangesien hy dit gedoen het nie. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Hoekom sal hy nou ophou ons lief te hê? Hoe het ek gesê net, hoe het ons hom lief? Deur gehoorsaam te wees. Moenie God se liefde meet volgens een antwoord wat nog nie gekom het nie. Partykeer vat dit lank, weet dit. Met meet God se liefde aan die kruis van Jesus Christus. By die kruis sien ons, God is vir ons. Hy is lief vir ons. Hy het ons nie verlaat nie. My laaste punt 7. Geloof werk omdat ons aan Christus vashou. Selfs in lyding. Selfs in moeilike tye. Hou vas ons aan die Here. Geloof werk nie net wanneer omstandighede verander nie. Geloof werk wanneer ons aan Christus vashou. Partykeer gaan jou omstandighede nie dadelik verander nie. Selfs word dit glad nie verander nie, totdat die Here jou kom haal. Maar ek en jy moet in Christus vashou. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die brief van Hebreërs, hoofstuk 11, vertel van mense wat deur die geloof oorwinning behaal het. Dan lees gerus die hoofstuk. Maar dieselfde hoofstuk vertel ook van mense wat gelei het, vervolg is, en nie aan elke aardse uitkoms ontvang het nie. Mense wat doodgemaak is. Hy sê daar om 'n beter opstanding te kry, het mense nie, het hulle self oorgegee aan die Here se wil. Hebreërs 11 vers 39 sê, alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Partykeer kry ons nie die belofte hierdie kant van die graf nie. Ek is gesond en genees. Maar miskien gaan die Here my nie gesond maak dadelik nie. En ek verstaan dit nie altyd nie. Ek weet nie of julle dit verstaan nie, maar ek verstaan dit nie altyd nie. Maar tog, die dag as ek my kop neerlê en ek sterf, is ek onmiddellik genees en in sy heerlikheid, in sy teenwoordigheid. Ons uiteindelike hoop is nie dat elke probleem hier en nou sal verdwyn nie. Ons uiteindelike hoop is dat Christus sy vergifnis, sy teenwoordigheid, sy wederkoms en sy ewige heerlikheid vir ons sal gee. Dit wat op ons wag. Dis waarop ons staan. Romeine 8:18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teenoor die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ek en jy het nie die vaagste benul van hoe groot en wonderlik dit in die hemel gaan wees nie.
Ons kyk net na die lyding van nou, die moeilikhede van nou. Ons moet ons oë oplig en ons oë op Jesus hou. Hy is die volëinder van ons geloof, begin en einde van ons geloof. En ons gaan oor na 'n ver meer heerlikheid as wat ons ooit kan dink. Ek verstaan nie net gewoonlik alles nie, maar ek weet in wie ek glo. Ek weet in wie ek glo, die lewende God, glo in hom. Ek sien nie altyd die hele pad nie, maar ek volg die goeie herder, Jesus Christus. Ek kry nie altyd wat ek vra nie, maar ek het die Here self ontvang. En dan voel ek swak, sy genade is vir my genoeg. As afsluiting, geliefdes, miskien is daar vandag van jou gebede wat nog nie beantwoord is nie. Miskien sit jy vanoggend hier, miskien luister jy en kyk, en daar's dinge wat pla. Daar's gebede wat nie verander het nie, beantwoord is nie, daar's omstandighede wat nie wil verander nie. Dalk het jy 'n teleurstelling. Dalk het jy begin gesê, my geloof werk nie. Die Here roep jou vandag om terug te kyk na Jesus. Jou oog op hom te hou. Moenie jou geloof op gevoel bou nie. Moenie jou geloof op omstandighede bou nie. Moenie jou geloof op die spoed van God se antwoord bou nie. Maar bou jou geloof op Jesus Christus en sy onveranderlike woord. Dis waarop jy bou. Die krag lê nie in die grootte van ons geloof nie. Die krag lê in die grootheid van die een in wie ons glo. God Almagtig, Jesus Christus ons Here en sy Gees. So die krag lê nie in die grootte van my geloof nie. Die krag lê in Christus. Dit moet jy onthou. Al is dit al wat jy onthou dit. Ek noem die 7 punte net vinnig weer. Geloof werk nie as 'n formule of 'n krag nie. Geloof lyk soms of dit nie werk nie, omdat ons begeerte nie altyd God se wil is nie. Geloof word dikwels deur wagtheid en beproewing gevorm. Jou geloof gaan getoets word. Geloof groei wanneer ons ons ongeloof na Christus toe bring en sê, Here, help ons. Geloof kan nie losgemaak word van gehoorsaamheid nie. God se antwoord is soms anders as wat ons versoek, anders wat ons dink sy antwoord gaan wees. En geloof werk omdat ons aan Christus vashou, selfs in moeilike tye. Ek vertrou regtig dat die woord wat ek vanoggend vir jou gebring het, in jou hart so sal verander, dat jy moed sal hou, dat jy jou hoop sal behou op die een wat kom, en nou in hierdie moeilike tye, sal weet, dis net 'n kwessie van tyd, dan kom die Here ons haal, en ons sal by hom wees vir ewig. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons hoofde. Dierbare Vader, hoe groot is U nie net nie, Here. Here, U is heilig, U is 'n almagtige God, die skepper van alles wat bestaan. U onderhou dit deur die woord van die krag. Vader, U is die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. U het U woord vir ons gegee, en in Johannes 17 vers 17 sê, U heilig ons in U woord. U woord is die waarheid. Here, dankie dat ons kan vashou aan U woord. Elke belofte is daar, is ja en amen in Christus, tot U verheerliking deur ons. Dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat ons hierdie 7 dinge in ons lewens kan ervaar en kan lewe volgens U wil. Dankie dat U ons verlos van die bose. Dankie dat U oorwin het en dat ons in daardie oorwinning kan lewe. Ons eer en aanbid U vanmôre. Bid vir elkeen wat hierdie woord hoor vanmôre en nog gaan hoor, dat U in elke hart sal werk, dat ons die woord sal hoor, sal verstaan, sal aanneem en in ons harte bewaar,
en die woord sal doen tot u verheerliking. Ons dank u in Jesus naam. Amen. Nou broeder en suster, is goed, ons hoor die woord. Maar die realiteit is ons moet ook doen, né? En ek weet iets van u wat vanoggend deur redelik stryd gaan. Jy weet, pastoor Jaap, hulle se gesin gaan self deur stryd. Sy skoonpappie sit hier so, skoonmammie is weer oorgeplaas ICU toe, het gaan nie goed met haar nie. En ons gaan vra dat die Here daar gaan intree. Maar weer is die volgens wat ons wil hê, nie wat God wil hê. Sy wil, ons het dit vanoggend gehoor. En dis hoekom, wees vanoggend gehoorsaam aan die stem van die Here. As jy God wil vertrou met iets in jou lewe, wil ek jou uitnooi na vore. Ons gaan saam met oupa nou bid hiervoor. Ons gaan vra dat die Here vir ouma Maggie gaan aanraak, hy gaan help. Volgens sy wilsplan, dit wat hy in stoor het vir haar. En jy ook, as jy God wil vertrou vir iets in jou lewe, doen dit vanoggend. Jy het ons nou gehoor. Ek moet die keuse maak, ek moet die besluit neem, maar ek moet sorg dat in God se wilsplan is, nie wat ek wil hê nie. Here, u wil in my lewe, ek vertrou u. U gaan vir my voorsien. Ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar ek weet u kan dit doen. Want Jesus kan alles doen. En dis waarop ek en jy moet staan. So ek gaan vra, kom ons staan almal op. En as jy vanoggend sê, asseblief bid net saam met my. Ek vertrou God vir iets in my lewe. Nooi ek jou uit. Kom staan hier voor by my. En ons gaan saam met jou bid dat die Here vir jou gaan antwoord gee en dat die Here vir jou gaan onderneem op grond van jou geloof wat jy vanoggend in aksie gaan stel. Want daai geloof is daai vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So vertrou die Here vanmôre. Kom ons gaan saam sing saam met Michael, en as jy vanoggend sê asseblief, bid net vir my, ek vertrou die Here, God gaan voorsien, dan kom uit hier na vore. Baie dankie. On bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne. Lifting holy hands
Heer my God, as ek in eerbied wandel en na die weg ons kom. Die son, die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe dit elke dag so loop. Dan moet ek jy, my Heer en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping met dit saam, hoe heerlik eer die grote naam. Die steekbaar weet in ons gebroke wêreld, kom vestig by sy koninkrijk sal bly. Hy maak die weg van sonde hier geskikte. Hy bring weer hoop en redding voorbij. Dan moet ek jy, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping met dit saam, hoe heerlik eer die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor die vleis, die gras en stroombeheer. Hoor deur die son, verklein, vergroot, verander, en die Jordaan, na dag vir my Heer. Dan moet ek jy, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping met dit saam, hoe heerlik eer die grote naam. Dan moet ek jy, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping met dit saam, hoe heerlik eer die grote naam, hoe heerlik eer die grote naam, hoe heerlik eer die grote naam. Daar sy. Is jy daarom bly dat die volgende hier was? Die Here is so goed vir ons en hy sorg vir ons, hy kyk na ons en dis baie beter om as in 'n hospitaalbed te lê, nee, Erika. Ja, dis awesome. Dankie dat jy hier was. Mag die Here u ryklik seën. Onthou, Shamaine is hier voor vir die sissies wat nog 'n laaste keer wil bespreek vir daardie dames tee op Vrouedag. En dan sê ook nog bandjies daai What Would Jesus Do bandjies vir R10 een. Hy's welkom om by haar te kry. Hy's welkom dan ook nou om koppie tee, koffie te kom drink in die saal. En dan die mammaatjies met babietjies, julle kan hier agter by Stella 'n draai gaan maak vir 'n spesiale pakkie vir jou babietjie. OK. Kom ons gaan afsluit vir die Here. Baie dankie sê dat ons hier kan wees. Pastoor Wiets, jy moet nou vinnig daar regstel vir jou dat jy kan kom afsluit hierso. En ja, jy kyk nou verniet om. Ek sien jou hare is kort soos myne, so jy begin nou regkom, lyk dit vir my.
So, ons gaan God vertrou vir 'n wonderlike dag verder, 'n wonderlike week. En mag die Here vir u so wonderlik onderneem en seën. En uitkoms gee op wyse wat jou net verstom laat. So kom ons gaan saam bid en vir die Here baie dankie sê. Terwyl hy vorentoe kom, sy kleinseun het vanoggend saam met Michael gelei hiervoor. En daar agter het Janie se lat ook sy kant gebring, so ons voet hulle op van kleins af, né? Prys die Here. Kom ons gaan vir die Here dankie sê. Halleluja, die Here is groot en die Here is goed. En daar is niemand soos hy nie. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n wonderlike voorreg was dit nie gewees om in die huis te kon wees vanoggend, die Here, om die woord te kon hoor. Here, dankie dat die woord in ons hart kan wees, Here, en dat U die saadjies sal ontkiem, Here, en dat ons daar volgens sal lewe. Here, want dit is nodig dat ons kan meer en meer leer van U woord. Here, dankie vir dit wat U gedoen het vanoggend in hierdie diens, Here. Mense wat aangeraak is, Here. Mense vir wie daar gebid is, Here. Dankie vir die uitkoms wat daar is, Here. Dankie ook vir die getuienis wat hulle gaan lewer vir dit wat U gedoen het, want dit is nodig dat elkeen moet hoor hoe groot en hoe goed U is, Here. Here, seën elkeen van ons mekaar uitgaan. Dat die hand van beskerming oor elkeen van ons sal wees. Ons pleit die bloed van Jesus oor elkeen af, Here. Here, as dit U wil is, dat we op bestemde tyd by mekaar sal kom. En ons sê dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here, heerlike dag verder. Shamaine is hier voor met die vroue, kaartjies vir die vroue tee en dan die bandjies is welkom, koppie tee, koffie en onthou vir die mamas met babas om net by Stella 'n draai te gaan maak. Baie dankie.